vermaak verskaf en mense plesier kan gee. Hoekom kan jy as musiekus nie ook dit doen nie? Hy het ons aangemoedig om konserte te hou. Reël jou konserte, hou jou konserte. Daar's verskeie tye wat jy dit kan. Jy kan doen dit na kerk, doen dit in die aand, wat ook al. Kry mense bymekaar om saam met jou konserte te hou. Maar hou konserte. Sê wat dit hou die musiek lewendig. En nou ja, dit is makliker gesê as gedaan as jy in die platteland sit, want jou meeste mense wat ja, dit klink nou baie snotty as ek het sê, dit is nie hoe ek regtig bedoel nie, maar jou mense in die platteland is nie altyd blootgestel aan klassieke musiek nie. En as dit nou sou gebeur dat daar iets klassieke musiekkonsert sou wees, dan moet jy nie volsale verwag nie, want dit is nie die musiek wat die mense leer ken dit nie, hulle hoor dit nie, en ja, dit is nou maar ongelukkig so. Ek het hierheen gekom na Humansdorp toe gedink, hier lê die Sellingveld en ek het vanaf 1993 het ek konserte aanhoudend gegee. En ek het later besef, ja, dit moet miskien nou maar stop. Ek het baie hard probeer. In elk geval. So, maar Nieuwpou het baie moeite gedoen vir ons, ook ons in kompetisies laat inskryf en musiek bestel, ook baie graag vir ons onwettig bandjies gemaak, sodat ons kan gaan luister na die musiek wat hy graag wil hê, ons moet na luister. So, dit is dan nou min of meer my dosente, wat my met prakties gehelp het, maar dan moet ek ook twee besondere mense uitlig, wat vir wie ek groot respek gehad het, of het, en een van hulle kan ek ook my vriend noem, Prof. Reino Otterman, by wie ek geskiedenis gehad het, musiekgeskiedenis en ja, 'n wonderlike dosent gewees. So 'n lang man, ek sal nog vir julle die snaakse goeie vertel wat ons aangevang het op Stellenbosch. Maar baie ons het nogal raakpunte gehad by die geskiedenis. Baie lekker interessante dinge vir ons vertel en oorgedra. Die ander persoon wat ek baie bewonder het, hy is helaas weg, is Rolof Temming. Op 'n manier, ek weet nie hoe nie, maar ons het net geskakel. Ons het net daar was 'n rapport gewees. En maar dis nou nie so dat ons gereeld met mekaar in gesprek was nie. Maar hy het geweet. Hy het geweet ek bewonder hom. En ja, ek het 'n baie mooi foto ook van my en hom saam hier op sy laaste dae voordat hy oorlede is. 'n mooi foto wat geneem is by 'n troue van 'n niggetjie van hom. En dan natuurlik nou my goeie vriend is Prof. Albert Trotsky, onder wie ek my meestersgraad die skryfdeel gedoen het. Keurige nasiener. Kyk, ek sit ure, maande, wil ek amper sê, met 'n hoofstuk, en dan het ek, as ek afgelewer het binne 2-3 dae, dan is die kommentaar terug, en dan, so dat hy deeglik daardeur gewerk. Vreeslik respek vir hom, en is 'n man wat vir my geweldig kanse gegee het, wat ek nooit sal vergeet nie, en ek sal hom altyd hoog in eer hou, vir die kere wat hy my so uitgenooi het om konserte te gee. Ek met die groot orgel in die Veremarksaal, toe ek daar nou al gevorder in jare, wil ek amper sê, en ek was, toe hulle daai orgel inwy, is ek genooi as een van die 5 orgeliste, en ek het die kans gekry. Ek onthou Wim Viljoen, hy was nou die, sal ek maar sê, die hoofattraksie gewees, by die Vrydag aand solo uitvoering, maar die Sondag is daar toe 'n uitvoering gewees van kore en die orkes, saam met die orgel, blaasorkes saam met die orgel, en ek is toe een van die 5 orgeliste wat genooi is, en ek het 'n beweging uit in Rheinberg, 'n orgelkonsert saam met die orkes gespeel, wat vir my wonderlik was. En sedert die orgel ingewy is, het ek verskeie kere
al die kans gehad om of tydens middaguur konserte te speel en wat jy versorg nou jou uur konsert wat baie lekker is en jy kan 'n baie verskeie van goed speel en jy kan in 'n is bietjie ligter ook gaan en lekker goedjies speel en so. En verskeie kere al by die groot Kerskonserte gespeel. So, Prof Trotsky het vir my baie kansse gegee en ek het vreeslik waardering daarvoor. Nou ja, hierdie is 'n lang enetjie. Ek hoop julle het nou maar in sarsies geluister. Maar dit is dan nou mense wat vir my iets beteken het as student. En ja, ek hoop julle het ook aangename herinneringe aan julle dosente. En almal moet lekker slaap vanaand en geniet Sondag. Totsiens.